Goeiemôre op hierdie pragtige môre, waar die voëls sing en waar ons net voel om ons koning te loof. Hierdie is die skrifporsies in Afrikaans, opgestel deur Olyftakbediening in Suid-Afrika en aangebied deur Tehillah Studiesentrum. My naam is Stefanie en spandeer gerus die volgende paar minute saam met my in die woord van ons Hemelse Vader. Goeiemôre op hierdie pragtige môre terwyl die voëls sing. Hierdie is die skrifporsie nommer 15 in Afrikaans, opgestel deur Olyftakbediening in Suid-Afrika en aangebied deur Tehillah Studiesentrum. Die skrifporsie se naam is Bo. Dit beteken in Hebreëus die bevelsvorm van gaan of kom. Vader het vir Moses opdrag gegee om weer voor Farao toe gaan staan, of hy het gesê, kom, en staan weer voor Farao, want Farao luister nie. Die Torah gedeelte is Exodus 10 vers 1 tot 13 vers 16. Uit die profete gedeelte en geskrifte lees ons Jeremia 46 vers 14 tot 28. Goeie nuus lees ons uit Romeine 12 en 1 Petrus 1. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die nuwe pragtige oggend. Dankie vir al die seëninge wat U so onverdiend aan ons skenk. Ons eer U as die skepper van die heelal, as El Shaddai. Ons eer U as ons koning. Breek asseblief U woord vir ons oop deur U Ruach, Heilige Gees, in die naam van ons Messias. Amen. Friends, I just want to, in English, explain something new to you. It is the 4 levels of scripture interpretation in the Hebrew concept. In Afrikaans noem ons dit eksegese. Dit wil sê die interpretasie of hoe jy die woord ontleed of sien of verstaan. Nou daar is 4 vlakke. Die eerste vlak, en voordat ek begin, ek het vir u 'n link gesit daar van die eerste vrugte van Zion, First Fruit of Zion, is waar hulle verduidelik dit in breër trekke as u meer daarvan wil weet. Hulle noem dit die Pardes beginsel, en die eerste vlak is letterlik. Dis net eenvoudig, plain, simpel, letterlike betekenis van die woorde. Of dit die skrifgedeelte. Dan remes is die dieper betekenis, die allegoriese of simboliese betekenis. En daar's mense wat die hele Bybel so sien, dat dit glad nie letterlik is nie, en jy kan nie verby die eerste vlak van Peshat kom nie. Nou remes is waarna toe dit mik, wat dit suggereer is eintlik die ander woord. Die Engels sê hints, het gee vir jou wenke wat hulle eintlik wil bedoel, en almal gaan soek so diep na dit en dan verloor hulle die letterlike betekenis. Dan drash is om meer na te vors, om vorige profesieë of skrifte te vergelyk en verwysings na ander skrifte wat dieselfde beteken. En vir die van julle wat al weet dat die Hebreëse beginsel is
sirkelvormig of spiraalvormig en patroonvormig, so dit herhaal. So daar's definitief sê nou maar 'n profesie wat Jerusalem se vernietiging aankondig en dan gebeur dit en dan gaan dit weer gebeur. So dit paar keer gebeur al in die verlede en dit gaan 10 teen 1 in die toekoms weer gebeur voordat ons by die nuwe Jerusalem van ons koning sal uitkom. Dan die laaste vlak is die sod. Dit is die meer mistiese betekenis waar die Kabbala heen mik. Dis nie te sê daar is geen mistieke betekenis in sekere gedeeltes nie. Dit is baie keer net verberg vir die gewone mens. So dis belangrik dat ons hierdie 4 vlakke altyd in ag neem wanneer ons wil 'n skrifgedeelte, en ek kan nie genoeg beklemtoon dat 'n mens skrif in konteks moet ontleed nie. Dit help nie jy vat een versie uit Openbaring en jy hardloop daarmee weg nie. Jy moet die konteks lees en dan van toepassing maak op daardie tyd of soos in Openbaring die 7 gemeentes wat ook in toepassing op ons vandag is. So dis baie belangrik veral in profesie. En ek het net gedink voordat ons aangaan met die skrifporsies dat u hierdie basies kan ken. Geliefdes, hierdie skrifporsie begin by die 8ste plaag, die sprinkane. Daarna die 9de wat duisternis vir die Egiptenare was. En berei ons daarna voor vir die 10de plaag, die dood van die eergeborenes. En hoe Abba sy volk opdrag gegee het en voorberei het vir Paasfees en die trek uit Egipte. Sal jy asseblief dit bidend gaan lees voordat jy verder gaan? Ons onthou nog dat ons al die plae geleer het toe ons klein was. En as jy die plae nie ken nie, is dit belangrik dat jy weet. Want Vader wou sy krag aan die Egiptenare wys. Wat interessant was, toe dit duisternis vir die Egiptenare was, was daar lig in die huise van sy volk in die area waar hulle geleef het. Ons almagtige Vader het vir 3 dae totale duisternis oor die aarde gesit. Ons weet nie hoe hy dit gedoen het nie en hoe dit gebeur het dat die Egiptenare nie lig gehad het nie. Maar ons weet dit was vir hulle baie erg. Maar selfs daarna wou ou Farao glad nie die volk laat gaan nie. En Vader besluit op die laaste, ernstigste van al die plae, die dood van die eerstgeborenes. Hy berei ons ook voor vir die komende Paasfees hierdie jaar. En die trek uit die sonde van slawerny. Ek wil graag 'n tussenwerpsel hier insit, geliefdes. Dankie tog dat ons in Afrikaans dit Paasfees noem, en nie soos die Engelse Easter nie. Ek spel dit spesiaal met 'n klein letter, omdat daardie woord verwys na die heidense, vieslike afgodin, Ishtar. Gaan lees asseblief maar self in die internet oor haar. Sy was regtig 'n aaklige afgodin, en dit is my elke keer verskriklik as mense dit Easter noem en nie Paasfees of Passover nie. Die Paasfees wat ons Hemelse Vader self ingestel het, is as die eerste van sy feeste. En hy noem dit my afgesonderde tye. So hy daai feeste van hom
eenkant gesit. Dis nog 'n hartseer dat die kerk van vandag nie sy feeste vier nie, maar dit daar gelaat. Kom ons kyk. Wat is Paasfees? Hierdie fees is deur ons Messias tydens sy versoeningsdood aan die vloekhout vervul. Hoe wonderlik. Yeshua, soos ek hom graag noem, wat sy regte naam is, en nie die Griekse Isos Jesus nie. Yeshua beteken verlossing. Hy was die volmaakte, vlekkelose paaslam, en daarom hoef ons nie meer paaslam te slag nie. Ons kan skaapvleis eet ter herinnering daaraan. Jy kan gerus so lank in 1 Petrus 1 vers 17 gaan lees oor die paaslam, wat ons later in die goeie nuus sal lees. Eksodus 10 vers 1, ek gaan grepe uit hierdie lang gedeelte vir u lees, sodat ons geheue kan verfris. Vers 1. Verder het die Here Jahwe vir Moses gesê, gaan na Farao toe, want hy het sy hart verhard, ook die hart van sy dienaars, sodat ek hierdie tekens van my onder hulle kan verrig. En die Here Jahwe het met Moses en Aaron in Egipte land gespreek en gesê, hierdie maand moet vir julle die begin van die maande wees, en dit moet vir julle die eerste van die maande van die jaar wees. So hierdie is die eerste van die Bybelse maande. Onthou, die Bybelse maande word in maande gemeet. Vers 3. Spreek tot die hele vergadering van Israel en sê op hierdie 10de van hierdie maand moet hulle elkeen 'n lam neem volgens die families, 'n lam vir 'n huisgesin. Ek lees ook sommer vir u uit 1 Korintiërs 5 vers 7. Suiwer dan die ou suurdeeg uit, sodat julle 'n nuwe deeg kan wees, soos julle inderdaad ongesuurd is. Want ook ons paaslam is vir ons geslag, naamlik Christus, wat beteken gesalfde of Messias, in Hebreëus Mashiach. Eksodus 12 vers 5 lees ek vir u. Julle moet 'n lam hê sonder gebrek, 'n jaar oud rammetjie. Van die skape of van die bokke kan julle dit neem. En julle moet dit in bewaring hou tot die 14de dag van hierdie maand. En die hele vergadering van die gemeente van Israel moet dit slag teen die aand. En hulle moet van die bloed neem en dit stryk aan die 2 deurposte en aan die bodrempel van die huise waarin hulle dit eet. Die 14de dag van daardie maand, hierdie jaar, gaan val, dit is die 14de van Nisan, gaan val op die 5de April, soos ek het uitgewerk het. Wie sou daardie tyd kon dink dat ons Vader sy eie seun eendag die prys, die volmaakte prys van ons sonde sou kom betaal? My vraag aan u is hy ook jou verlosser en saligmaker? Nou verstaan julle hoekom noem ek hom graag Yeshua? Want hy is my verlosser en saligmaker. Ek gaan nie 'n oomblik stilte gee. En dan bevestig u dit in jou eie gebed. Ons loof hom, want hy het die sonde oorwin, en hy leef en tree vir ons in by die Vader. Dankie Hemelse Vader dat ons u kan loof vir Yeshua, Jesus ons verlosser en saligmaker, ons paaslam. Maar vandag se porsie eindig
waar Vader hulle leer van die belangrikheid van die eersgeborene, as ook dat hulle vir 7 dae ongesuurde brode moet eet. Ek doen dit, geliefdes. Van die 5de April gaan ek my ongesuurde broodjies maak. Dis heerlik. En weet julle dat roti dieselfde as daai ongesuurde broodjies is? So, jy kan dit op dieselfde manier maak. Of mens kan matsoek koop in houertjies. My pa het dit altyd Jodebrood genoem. Maar ons moet dit ook 7 dae eet, want dis Vader se opdrag. Vader meen dat die huldiging van sy opdragte 'n teken is. Eksodus 13 vers 16 sê, en dit sal as 'n teken wees op jou hand en 'n voorhofsband tussen jou oë. Want die Here Jahwe het ons deur 'n sterke hand uit Egipte uitgelei, vir ons vandag uit die slawerny van sonde. Ons kan maar net roep, halleluja, wat beteken, prys ja. Hierdie was 'n mondvol, geliefde maters. Bestudeer dit bidend en vra vir Vader, wat is die waarheid? Moet nooit jou waarheid van mense kry nie, maar kry jou waarheid in die woord van ons hemelse Vader, in die skrif. Gaan delf in die skrif. Gaan vind die ware woord. Dit is waarom ek Hebreëus so liefhet, want dit is die oorspronklike Bybelse taal. Dis die taal wat ons verlosser gepraat het, Aramees en Hebreëus. En ek glo hy kon ook Grieks praat, want daai tyd het so baie mense ook Grieks gepraat, maar dis nie te sê dat die woord in totaliteit nie in sy taal geskryf is nie. En in die vertaling sê daar so baie verlore gegaan. Dis waarom ek eSword gebruik, my rekenaar op my foon MySword, waar ek elke Hebreëse woord kan opkyk. En ons maak seker dat ons die waarheid diep in ons harte aanvaar en glo. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U ons leer en lei in die waarheid. Dankie dat ons 'n verlosser het, wat vir ons gesterf het as die vlekkelose paaslam. Dankie dat hy leef, en dankie dat hy vir ons intree, en dat sy Gees ons bystaan in ons swakke menslikheid. Ons vra dat U self hierdie skrifporsie in ons harte sal oopbreek, en ons vra dit in die naam van ons Verlosser, Yeshua Mashiach. Amen. Uit die profete en geskrifte, lees ons uit Jeremia 46, vers 14 tot 28. Ek het nie vir u die hele gedeelte hier gekopieer nie, maar gaan lees dit asseblief bidend op u eie, en hoor wat Vader vir u self wil sê. Ek lees vir u vers 25. Die Here van die leerskare, in Hebreëus is dit Yahweh Shabbaot. Leerskare is die engele, né? Die God, Jahwe van Israel, sê, kyk, ek doen besoeking oor Ammon van nou, en oor Farao en Egipte van sy gode, en sy konings, ja, oor Farao, die wat op hom vertrou, en die wat op hom vertrou. En ek sal hulle oorgee in die hand van die wat hulle lewe soek, en in die hand van Nebukadnesar, die koning van Babel, en in die hand van sy dienaars. Maar daarna sal dit bewoon word, soos in die dae van voortyd, spreek die Here Jahwe. Ek het sommer daar sy pragtige Hebreëse naam. Hulle noem dit die tetragrammaton wat ons laasweek behandel het, in Hebreëus vir jou gesit. Ek noem dit Jod-Hei-Waf-Hei of I-H-W-H. Dit is net die konsonante, né? Gaan kyk maar, gaan luister maar weer gerus na laasweek se skrifporsie. Vers 27. Maar jy, my knegt Jakob, wees nie bevrees nie, en wees nie verskrik nie, o Israel, want kyk, ek
verlos jou uit ver plekke en jou kroos uit die land van hulle gevangenskap. En Jakob sal terugkom en stil en gerus wees, sonder dat iemand hom verskrik. Uit die goeie nuus lees ons uit Romeine 1, 12 vers 1 tot 21. En 1 Petrus 1 vers 17 tot 23. Ek lees vir u 2 verse uit Romeine 12. Dit is weer u eie werk om die hele gedeelte self deur te gaan lees. So spit ons in die woord en week ons onsself in die woord. En daar word gesê dat die skrif ons suiwer. The purification of the word of God. Jawel. Romeine 12 vers 1. Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, Jawel, dat julle jou liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God, Jawel, welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. Vers 2. En word nie aan die wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. U hoor miskien baie nuwe dinge met my skrifporsies, maar geliefde, beproef dit. Hoor by Vader wat sy volmaakte wil vir jou is. En hoe moet jy Paasfees vier? 1 Petrus 1 vers 17. En as julle hom as Vader aanroep, wat sonder aanneming van die persoon oordeel volgens elkeen se werk, wandel dan in vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap, omdat julle weet dat julle nie deur die verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is, uit julle ydelle lewenswandel wat deur die Vaders oorgelewer is nie. En jy het dalk groot geword met dat Goeie Vrydag die regte Paasfees is. Gaan vind maar uit my, geliefdes, maar ons sal weer daarby kom. Vers 19. Maar deur die kosbare bloed van Christus Messias, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos, wat wel vooruit geken is, voor die grondlegging van die wêreld, maar in hierdie laaste tye geopenbaar is, om julle ontwil, julle wat deur hom glo in God, Jaweh, wat hom uit die dode opgewek het, en hom heerlikheid gegee het, sodat julle geloof en hoop op God, Jaweh, kan wees. Geliefdes, ek wil vandag 'n ernstige versoek tot julle rig, dat julle vir Vader sal vra wat se waarheid. Is die waarheid Paasfees met hasies en eiers, of is die waarheid wat in Vader se woord vasgevang is? Vra vir Vader hoe jy Paasfees moet vier. En ek nooi julle uit, Olyftak, ons gaan ons eie klein Paasfees kamp hou. Vader sal nog vir ons wys waar en hy sal dit vir ons oopbreek en ek sal vir u nog daarvan vertel. So kontak my gerus. En as ons dit nie iewers op 'n kampterrein kan doen nie, gaan ons dit virtueel doen. Ons vertrou hom daarvoor. Hierdie was 'n mondvol, geliefdes maters. Bestudeer dit bidend en vra vir Vader, wat is die waarheid? Moet nooit jou waarheid van mense kry nie, maar kry jou waarheid in die woord van ons Hemelse Vader, in die skrif. Gaan delf in die skrif. Gaan vind die ware woord. Dit is waarom ek Hebreëus so lief het, want dit is die oorspronklike Bybelse taal. Dis die taal wat ons verlosser gepraat het, Aramees en Hebreëus. En ek glo hy kon ook Grieks praat, want daai tyd het so baie mense ook Grieks gepraat, maar dis nie te sê dat die woord in totaliteit nie in sy taal geskryf is nie. En in die vertalings het daar so baie verlore gegaan.
Dis waarom ek eSword gebruik, my rekenaar op my foon MySword, waar ek elke Hebreëse woord kan opkyk. En ons maak seker dat ons die waarheid diep in ons harte aanvaar en glo. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U ons leer en lei in die waarheid. Dankie dat ons 'n verlosser het, wat vir ons gesterf het as die vlekkelose paaslam. Dankie dat hy leef, en dankie dat hy vir ons intree, en dat sy Gees ons bystaan in ons swakke menslikheid. Ons vra dat U self hierdie skrifporsie in ons harte sal oopbreek, en ons vra dit in die naam van ons Verlosser, Yeshua Mashiach. Amen. Hierdie was 'n mondvol, geliefde maters. Bestudeer dit bidtend en vra vir Vader, wat is die waarheid? Moet nooit jou waarheid van mense kry nie, maar kry jou waarheid in die woord van ons Hemelse Vader, in die skrif. Gaan delf in die skrif. Gaan vind die ware woord. Dit is waarom ek Hebreëus so lief het, want dit is die oorspronklike Bybelse taal. Dis die taal wat ons Verlosser gepraat het, Aramees en Hebreëus. En ek glo hy kon ook Grieks praat, want daai tyd het so baie mense ook Grieks gepraat, maar dis nie te sê dat die woord in totaliteit nie in sy taal geskryf is nie. En in die vertaling sê daar so baie verlore gegaan. Dis waarom ek eSword gebruik, my rekenaar op my foon MySword, waar ek elke Hebreëse woord kan opkyk. En ons maak seker dat ons die waarheid diep in ons harte aanvaar en glo. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U ons leer en lei in die waarheid. Dankie dat ons 'n verlosser het, wat vir ons gesterf het as die vlekkelose paaslam. Dankie dat hy leef, en dankie dat hy vir ons intree, en dat sy Gees ons bystaan in ons swakke menslikheid. Ons vra dat U self hierdie skrifporsie in ons harte sal oopbreek, en ons vra dit in die naam van ons Verlosser, Yeshua Mashiach. Amen. Hierdie was 'n mondvol, geliefde maters. Bestudeer dit bidtend en vra vir Vader, wat is die waarheid? Moet nooit jou waarheid van mense kry nie, maar kry jou waarheid in die woord van ons Hemelse Vader, in die skrif. Gaan delf in die skrif. Gaan vind die ware woord. Dit is waarom ek Hebreëus so lief het, want dit is die oorspronklike Bybelse taal. Dis die taal wat ons Verlosser gepraat het, Aramees en Hebreëus. En ek glo hy kon ook Grieks praat, want daai tyd het so baie mense ook Grieks gepraat, maar dis nie te sê dat die woord in totaliteit nie in sy taal geskryf is nie. En in die vertaling sê daar so baie verlore gegaan. Dis waarom ek eSword gebruik, my rekenaar op my foon MySword, waar ek elke Hebreëse woord kan opkyk. En ons maak seker dat ons die waarheid diep in ons harte aanvaar en glo. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U ons leer en lei in die waarheid. Dankie dat ons 'n verlosser het, wat vir ons gesterf het as die vlekkelose paaslam. Dankie dat hy leef, en dankie dat hy vir ons intree, en dat sy Gees ons bystaan in ons swakke menslikheid. Ons vra dat U self hierdie skrifporsie in ons harte sal oopbreek, en ons vra dit in die naam van ons Verlosser, Yeshua Mashiach. Amen. Geliefdes, dan sê ons shalom tot volgende week. En ek hoop
baie van u gaan inskryf vir die woordskool. Dis absoluut gratis, so kontak ons so gou as moontlik. Gaan besoek ook asseblief ons webwerf en laat vir ons 'n positiewe kommentaar hier onder ons video. Mag u geseënd wees en lekker rus op Shabbat. Geliefdes, like en share. Ekskuus, ek gebruik nou die Engels. Asseblief ons YouTube kanaal, sodat meer mense die waarheid kan hoor. Dankie ook dat u ook die subscribe knoppie sal druk, sodat ons nie winsgewende organisasie Olyftak en Tehillah kan uitbrei. En bid vir ons wanneer Vader ons op u harte lê. Wees geseënd, geliefdes. Shalom tot volgende week.